Vandag leer ons oor die dag van die Here. Mamma staan in die deur van die studeerkamer. Pappa se groot lesenaar, dit is nou 'n tafel met laaie waar pappa sy skryfwerk doen, staan in die middel van die vertrek met 'n draaistoel wat op en af kan stel. Dan is daar nog 3 stoele om die lesenaar, sodat Jolien, Noella en Romano hulle huiswerk ook daar kan doen. Romano is nog in die kleuterskool, maar mamma leer hom alreeds om huiswerk saam met sy sissies te doen. Hy mag dan die prentjies in sy inkleurboek met kleurpotlode inkleur. Dis vir hom vreeslik lekker en hy voel sommer groot. Jolien is in graad 7 en sy kry al baie huiswerk. Haar kop is laag gebuig oor haar boeke en sy werk baie hard. Hulle sussie, Noella, is in graad 5, maar nie lief vir huiswerk nie. Sy hou baie van lees. Romano sien vir mamma aan die deur staan en kyk na Noella wat in haar storieboek sit en lees. Sy sien glad nie vir mamma daar staan nie. Mamma kom saggies nader gestap en vat die boek uit haar hande. Wys vir my jou huiswerkboek, Noella. Noella skrik groot en haal haar huiswerkboek uit haar skooltas. Ek gaan nou begin, mamma. Dis nie so baie nie. Môre is dit Sondag en dan moet alles klaar wees, sê mamma streng. Romano wys vir sy mamma sy prentjie wat hy besig is om in te kleur. Kyk mamma, my huiswerk is amper klaar. Mamma glimlag vir hom. Dis pragtig my grootseun. As jy klaar is, kan jy maar gaan speel. Jolien kyk ook op. Ek moet nog net my wiskunde doen, dan is ek klaar. Mag ek dan asseblief na Venita toe gaan, mamma? Ons moet 'n toneeltjie uitwerk vir die Sondagskool. Mamma knik met haar kop. Dit is goed so, Jolien. Noella gooi haar boeke op die lesenaar se blad neer. Dis baie lekkerder om my boek te lees as die huiswerk. Mamma streel oor Noella se lang bruin hare. Jy gaan bly wees as dit eers gedoen is, dan kan jy lekker lees. Jy weet ek duld nie huiswerk op 'n Sondag nie. Dit is die dag van die Here waarop ons kerk toe gaan. Mamma sit die storieboek op die lesenaar neer. Noella sug diep en lyk ongelukkig. Sy trek die boeke traag nader. Toe mamma by die deur uit te stel sy haar storieboek op en begin weer lees. Jolien kyk na Noella. Hoekom luister jy nie maar na mamma en doen jou huiswerk klaar nie? Noella is sommer vies. Dit is Saterdag, al die ander mense doen inkopies of gaan dam toe. Sy lees verder terwyl Jolien haar boeke in haar skooltas pak nadat sy klaar is. Dan groet Jolien en gaan by die voordeur uit. Papa kom van die tuin af in en gaan was sy hande. Mamma gooi koeldrank in en roep vir Noella en Romano om ook te kom drink. Hier is heerlike koeldrank aan 'n wonderlike pappa wat sorg dat ons tuin die mooiste in die omgewing bly. Pappa lyk sommer baie trots. As die mense na ons tuin kyk, moet hulle die wonder van God se skepping daarin sien. Die telefoon lui en mamma gaan om dit te beantwoord. Toe sy terugkom, lyk sy sommer baie bekommerd. Oupa en ouma was mark toe en nadat hulle inkopies gedoen het, kon oupa nie weer die motor se engine aan die gang kry nie. Papa haal die motorsleutels van die sleutelhouer af. Julle sal moet saamry, want ek kan hulle nie daar langs die pad los as ek parte moet gaan koop nie. Gaan klim julle so lank in die motor, praat mamma met Noella en Romano. Ek gaan net gou vir Venita laat weet waar ons heen gaan. Oupa en ouma lyk baie verlig toe papa langs hulle stilhou. Nadat hy en mamma gegroet het, gee Noella en Romano ook drukkies vir oupa en ouma. Papa werskaf 'n rukkie voor by die engine en gaan haal dan 'n kannetjie uit sy motor se bagasiebak. Sal julle 3 gou ry en vir ons brandstof gaan haal? Ek sal hier by oupa en ouma bly. Oupa lyk baie verleë. Mamma vat die kannetjie en hulle ry na die naaste motorhawe toe. Noella klink nie baie gelukkig nie. Hoe kon oupa vergeet het om brandstof in te gooi? Dis mos die eerste ding wat 'n mens doen as jy iewers heen ry. Mamma wys met haar vinger na Noella. Ja, net soos wat dit eerste prioriteit is om jou huiswerk te doen. Romano duik met sy kop tussen mamma en Noella in. Wat is prioriteit? Mamma lag. Dit is om te besluit wat die belangrikste goed is wat 'n mens moet doen. Romano het 'n eislike frons tussen sy oogies. Hoekom is huiswerk en brandstof prioriteit? Noella vervies haar.
Hoorie tyd, jy sal nog leer as jy in die skool is. Romano klink sommer kwaai. Ek is in die skool. Ja, toe, gryp mamma in. Ek is nie lus vir 'n stryery nie. Jolien staan seker al voor dooiemans deur. Ek het die tyd nie bygereken dat ons brandstof moet gaan koop nie. Romano val amper op die voorste sitplek toe mamma by die verkeerslig stilhou. Wie's die dooie man? En hoekom is Jolien by hom? Mamma kyk kwaai na Romano in die spieeltjie. Sit asseblief Romano en maak jou vas met die veiligheidsgordel. Dit is prioriteit nommer 1. Romano gaan sit vinnig en maak hom vas. En die dooie man, mamma? Mamma glimlag vir hom in die spieeltjie. Dis nie 'n regte dooie man nie. Dis net 'n spreekwoord wat ons gebruik as daar niemand by die huis is om die deur oop te maak nie. Dan sê mens jy staan voor dooiemans deur. Nadat hulle die brandstof vir pappa gegee het om in oupa se motor te gooi, nooi mamma hom eers te kom tee drink. Julle kele is seker nou droog om die lang pad aan te pak huis toe. Ouma lag. Haai kind, ons huis is darm nie so ver nie, maar ou Tietjie sal nou vorentoe smaak. Pappa besluit om oupa se motor te bestuur. Ry julle so lank, dan gooi ons eers genoeg brandstof in die motor. Toe hulle in die motor is, sug Noella diep. Nou is my huiswerk nie klaar nie en ek het ook nie my boek gelees nie. Mamma klink sommer ongeduldig. Dit is hoekom jy moet leer om belangrike dinge eers te doen, soos huiswerk. Noella lyk nie gelukkig nie. Mamma vertel dan altyd vir ons hoe belangrik dit is om te lees. Ek kan ook niks reg doen nie. Romano wys sy vinger vir Noella. Jy kan lekker sjokoladekoek bak, sussie. Mamma lag. Toe, daar het jy dit, Noella. Jy sal net moet leer dat, al het jy 'n klomp goeie goed wat jy moet doen, daar sekere dinge is wat belangriker is as ander. Mamma Noella lag toe Romano sê, prioriteit. Mamma klink trots toe sy sê, dis reg my grootseun. Oupa het vergeet om brandstof in te gooi. Noella is baie lief vir lees en het gedink sy kan maar later die huiswerk doen en toe val oupa se brandstof in haar sop. Romano se mondjie val oop. Oupa se brandstof in haar sop. Noella lag sommer hard. Wanneer iemand in jou sop val, val hy jou in die rede. Mamma het nou sommer haar eie spreekwoord gemaak. Mamma draai by hulle huis in toe Romano uitroep. Kyk, daar staan Jolien voor die man se dooie deur. Mamma het skaars stilgehou of hy maak die deur oop en hardloop na Jolien toe. Jolien stap hulle tegemoet. Wie's dood? Mamma sluit die voordeur oop. Niemand. Romano se woordjies val in die verkeerde plekke. Ek was bang dat jy voor dooiemans deur sal staan. Jolien hou 'n mooi klein Bybeltjie na mamma toe uit. Venita se mamma sê Romano het die Bybeltjie vir Joako geleen. Mamma kyk verstom na Romano. Is dit nie Leroy se Bybeltjie nie? Romano knik met sy kop. Ja, hy het dit vir my geleen. Mamma sug diep. Ai my kind, maar dan kan jy dit mos nie sommer weer vir Joako leen nie. Dis mos nie joune nie. Romano knik woes met sy kop. Ek weet dit is Leroy se en Joako het nog nie so een gesien nie. Hy moet 'n mooi klein Bybeltjie sien. Dit is prioriteit. Noella klap vir hom hande. Geluk! Jy's baie slim. Jolien kyk verbaas na Romano. En waar leer jy so groot woord? Romano wys met sy vinger na mamma toe. Mamma en Noella het gelees en toe val oupa se brandstof in haar sop. Jolien lag. Dit klink amper soos ek en Venita se toneeltjie. Ons praat oor Maria wat die beste deel gekies het. Mamma maak die Bybeltjie oop by Lukas 10 vers 38. Kom dan lees ek dit vir julle. En op hulle reis het Jesus in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee u nie omdat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig.
En Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. Noella skud haar kop. Wat sou mamma gedoen het? Dalk het Jesus onverwags opgedaag. Mamma glimlag baie mooi. As dit ek was my kind, het ek ook aan Jesus se voete gaan sit en luister, en daarna sou ek vir Maria gesê het om my te kom help met die kos. Mamma glimlag. 'n Mens moet nooit werk los vir Sondag as jy dit op die Saterdag kan doen nie. Niks is meer wonderlik om aan Jesus se voete te sit en te luister wat hy vertel nie. Maatjies, tot hier toe die storie. Vra jy vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou Lukas 10 vers 38 tot 42 te lees. Kom ons vou die handjies en dan bid ons saam. Jesus, help ons asseblief om die beste deel te kies om aan u voete te sit en luister. Amen.